Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Kolossense 1:27 in die New King James lees: To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Die 2020 vertaling sê, God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie vir alle nasies is. Christus in julle, die hoop op die heerlikheid. Christus in julle, die hoop op die heerlikheid. Geliefde, ek weet ek hamer op hierdie, maar ek gaan aanhou daarop hamer tot ons dit begin glo. En ek sê spesifiek ons, want ek staan heel voor in hierdie queue. I want to get this. Dis een ding om te weet, dit staan in die woord, dat Christus in ons is. Maar is iets anders om dit te begin glo, want as ons dit glo, sal ons dit uitleef. En dit is die hoop wat ons dra. Om die Christus in ons uit te leef vir onsself, maar ook vir 'n wêreld wat hom nodig het. As jy die evangelies lees, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en jy lees van die melaatse wat genees is, en jy lees van die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het wat genees is, en jy lees van Jairus se dogter wat uit die dood opgewek is, met wie vereenselwig jy jou in elkeen van hierdie verhale? Vereenselwig jy jou met Jairus, of met die vrou, of met die melaatse? Kyk jy na die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het met verwondering, en wens jy dat jy haar guts en haar geloof gehad het? Identifiseer jy met die weerlose melaatse wat aan Jesus se voete neerval en smeek vir genade? Of identifiseer jy jou met Jesus? Kyk jy na Jesus in verwondering en besef, ek kan dit doen. Ek kan so leef. En ek besef so stelling sal jou in baie kerke heel bo aan hulle most hated lys plaas. Maar ek is nie hier om te sê wat mense graag wil hoor nie, en ek is nog minder hier om as 'n rebel gesien te word. Maar ek wil die volheid en die diepte en die waarheid van die evangelie van Jesus Christus verkondig so goed as wat ek kan. En as ek terugstaan en ek begin daaroor nadink, wat beteken dit om die volheid van die Godheid in Christus binne in my te hê? Dan besef ek moet ander resultate kry as wat die wêreld kry. En as ek wil weet hoe my resultate veronderstel is om te lyk, dan moet ek kyk na wie ek is. En wie is ek? Ek is 'n seun van God, soos die eersgebore seun van God, gebore uit dieselfde onverganklike saad as die eersgebore seun van God, Jesus. Ek is nie Jesus nie, hy is. Ek is nie die eersgebore nie, hy is. Ek is nie die lam geslag vir die wêreld se sondes nie, hy is. Maar as hy die eersgeborene is, beteken dit daar tweede en derde en 10.000 geborenes is, wat lyk net soos hy, wat kan leef net soos hy, wat kan doen wat hy gedoen het. Is hierdie ding nie wat die woord sê nie? As Jesus ons leer bid in Matteus 6, begin hy nie met ons Vader nie, menende sy Vader en my Vader is dieselfde. So as ons dan dieselfde pa het, is ons mos dieselfde seuns, dan nie? Ons is gebore uit dieselfde onverganklike saad, naamlik die woord van God. 1 Petrus 1:23 sê, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. So ons is wedergebore deur die lewende woord van God. Hoe is Jesus in hierdie wêreld ingebore? In Lukas 1 lees ons dat die engel Gabriël van Maria sê dat sy sal swanger word. En nadat sy deur hierdie hele gesprek gegaan het van hoe kan dit wees, want sy is nog 'n maagd, stem sy uiteindelik in vers 38 met hierdie woorde: Hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u woord. Laat dit met my gaan volgens u woord. So Jesus kom in hierdie wêreld in deur 'n woord, net soos my en jou gees deur wedergeboorte, deur 'n woord. Dan kom maak die woord hierdie stelling wat vir ons duidelik uitspel wat is ons nuwe identiteit in Jesus. Kyk byvoorbeeld na 1 Johannes 4:17. Hierin het die liefde by ons volmaak geword dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Want soos Jesus is ons ook in hierdie wêreld.
En let op, hier staan, ons is soos hy nou in hierdie wêreld. Dis nie die doelwit of die wenpaal om eendag in die hemel soos hy te wees nie. Ons is dit reeds nou in hierdie wêreld, in hierdie lewe. Dan sê die woord in Efesiërs 4 vers 12 en 13 vir ons, wat is die doel van die vyfvoudige bediening soos leraars en herders en profete? En ek lees uit die 2020 vertaling, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou. Vers 13 sê hy, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God, en tot 'n volwassenheid, wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Tot 'n volwassenheid, wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Die volheid van Christus, dit is ons doelwit. Totdat ons ooreenstem met die volheid van Christus, dit is waarna ons moet uitstrek. Nie om eendag die hemel te maak nie, maar om nou in hierdie wêreld en in hierdie lewe te lyk, te ruik, te klink en te proe soos die volheid van Christus. En dis absoluut moontlik, want Christus leef in ons. Om dan terug te kom na ons vraag van die begin, as ek dan na Jesus se interaksies met mense kyk in evangelies, met wie identifiseer ek? Ek moet met Jesus identifiseer, want dis hy wat in my is. Hy is my voorbeeld in elke liewe opsig. Nie net vir die hoë morele lewe wat hy geleef het nie, dit ook, maar hy is ook my voorbeeld in wat hy gedoen het, want hy leef met sy volheid in my. My gees is een met sy gees. In identiteit lyk ek soos hy. Jairus, die melaatse, die blinde, hulle was almal sondaars. Nie een van hulle was wedergebore nie. Hulle het nog nie gehad wat ek en jy nou het nie. So alhoewel ek by hulle elkeen iets kan leer, is hulle nie my voorbeeld wat ek najag nie. Ek kan my nie vereenselwig met hulle nie, want hulle was almal sondaars. Ek en jy was sondaars, maar ons is dit nie meer nie. Deur wedergeboorte het ons nou 'n nuwe identiteit, seuns van God. En die enigste ander seun van God in die evangelies is Jesus. Daarom is hy die enigste persoon met wie ek kan identifiseer. Hy is die enigste persoon wie se voorbeeld ek moet en kan navolg, want ons is van dieselfde saad en ons het dieselfde Vader. Daarom sê Jesus in Johannes 14 vers 12, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Jesus sê nie hier dat ons sal kan doen wat Jairus of die blinde of dowe of die melaatse gedoen het nie. Hy sê ons sal kan doen wat hy gedoen het, want hy is ons voorbeeld. Hy is ons eersgeborene. Ons kyk na hom om te sien wat is moontlik nou in hierdie lewe, en ons trek ons uit om daardie volwassenheid te bereik, die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Sjoe, Here, ek weet hierdie woord is baie. Daar's so baie in hierdie skrifte wat ons nie tradisioneel geleer is nie. Help ons om na u woord toe te gaan en u woord ondersoek vir die waarheid, en dat ons gedagtes sal begin verander volgens u waarheid, en nie volgens dit hoe ons groot geword het of hoe ons tradisioneel geleer is nie. Ons wil kom tot die volgroeide gestalte van die volheid van Christus, en ons wil daai hoop uitleef in 'n wêreld wat dit nodig het. In Jesus naam, amen. Geliefde, as jy dalk meer oor ons bediening wil uitvind, is jy welkom na ons webwerf toe te gaan by injesus.co.za. As jy dalk nog nie deel is van ons Spotify groep nie, jy kan daarna ons gaan soek onder In Jesus Bybelstudie. Onthou net, In Jesus is een woord. En bo dit alles, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.